Kom sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Ek was vasgehou deur vrees en skuld. My oë moeg van vorentoe kyk. Ek het gehardloop, maar net in sirkels, tot U my naam weer sag kom sê. U roep my nader, nie met eise nie. Net kom en sien, bly hier by my. In U teenwoordigheid begin iets breek. En ek leer weer wat dit is om te leef. Lewe, ek laat los, die handbrake nou. My oë vas op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree. U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nuut van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U alleen leer ek regtig leef. U raak aan wat ander vir my het. U sien die seer wat niemand sien. U kyk verby die wond en maskers. U praat vergifnis diep binne-in. En liefde gaan dieper as genesing. U waarheid bring my hart tot rus. Waar ek gedink het ek is verlore, Noem U my kind en hou my vas. Lewe, ek laat los, die handbrake nou. My oë vas op Jesus gehou. Nie perfeksie nie, net elke tree. U genade dra my vorentoe mee. Lewe, ek drink uit lewende water. U maak my hart weer nuut van binne af. Jesus, U is my begin en einde. En U alleen leer ek regtig leef. 'n Vader wat hardloop, arms oop. Nie veroordeel nie, maar hoop. 'n ander soort koning, sag en naby. Met die kruis wat sê dit is volbring. Ek gee my beheer, ek volg die pad van oorgawe, liefde in beweging geset. U lewe in my, my lewe in U. Nou leef ek nie meer net vir myself nie. Lewe, nie deur wat ek doen nie, maar deur wat U reeds klaar gedoen het. Lewe, want U het opgestaan. Die graf is leeg, die dood verslaan. Lewe, U leef en daarom ek 'n nuwe begin, 'n nuwe perspektief. Jesus, U is my alles. In U leer ek lewe. Lewe. Ek wil baie welkom sê vir die Kruispad 247 kykers. Vandag praat ons met julle oor Jesus se intog in Jerusalem. En ek het so 'n bietjie van 'n inleiding gedoen deur myself 'n paar kilometer te stap tot by die plek waar ek hierdie hele tema met julle wil deel. So die sweet is all over my. Ek lekker gesweet, my voete is besig gewees. En ek het 'n redelike idee hoe dit sou wees om 'n groot deel van jou dag buite te wees. So ek deel graag hierdie tema vandag met julle oor Jesus se intog in Jerusalem, wat eintlik 'n skanier oomblik is waar ons iets van Jesus leer ken en van sy roeping. Maar voor ons verder gaan, wil ek vir ons 'n gebed doen.
is nou hier op 'n donkievol op pad. Dis 'n intog in my hart in. Die weg, die waarheid, die lewe, my hart roer, want u Gees gee lewe. Ek volg u Jerusalem in, die voetpad na die kamers van my hart. Daar's oop kamertjies, toe kamertjies en donker kamertjies. U beloftes maak 'n donker wêreld lig. Dis vreesloos en geweldloos, reguit en eerlik, soos 'n duif met 'n tak op pad. U raak lewens aan, genees harte, draai lewens om. Dis wie u is. Die weg, die waarheid, die lewe. Amen. Nadat ek die gebed gedoen het, is dit natuurlik so belangrik om ons tema binne die konteks te plaas van die teksgedeelte. En kom ons luister as 'n gehoor, as medegelowiges, wat gebeur as Jesus sy disippels lei om die hele proses voor te berei as hy in Jerusalem aankom. Gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkie vol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, het daarheen gegaan en dit aangetref, net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkievol losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkievol los? Hulle het geantwoord: die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkievol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkievol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgegooi. Toe hy al naby die opdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Nadat ons die teksgedeelte gehoor het, kan ons regtig met die paar gedagtes wat ons het rondom Jesus se intog in Jerusalem, eintlik in die middel van dit met julle begin praat oor die impak daarvan vir my en jy as 'n gelowige. Jesus se roeping kom eintlik op hierdie oomblik waar hy in Jerusalem inkom. Kom ons by 'n vaste punt van die intog wat eintlik nie lyk asof dit 'n baie groot oomblik is nie, maar my vermoede is dat dit inderdaad 'n enorme belangrike gebeure is, want Jesus kies om eie aan sy roeping getrou te bly en in die stad in te stap, want voor die teksgedeelte is daar 'n klomp wonders wat plaasvind. Die Matteus teks en die Johannes tekste is min of meer ooreenkom dat daar 'n paar gebeure is. Hy praat met mense en na die intog is die teksgedeelte soos wat ons dit hier in Lukas het, praat oor die heiliging van die tempel. En dan is Jesus besig om eintlik reg te maak vir die hele proses van die kruisiging. En wat ons hier besef is, soos ek wat nou aangestap het vandag, is dat Jesus het geweet wat is op pad.
En eie aan sy karakter is dit belangrik om dit te verstaan dat sy eie persoonlike styl, en ek dink daar's 3 belangrike goedjies wat ons hier moet sien, sy persoonlike styl, sy gawes en sy passie, is ondergeskik aan die gehoorsaamheid wat hy het, om die opdrag wat hy het, wat God vir hom gegee het, deur te voer. Wanneer in Jerusalem inkom, dan weet hy, hier's nie omdraai nie. En hy moes dit weet, as mens, maar ook as God, wat is die pad wat volg. En ek dink vir ons as gelowiges is dit belangrik om dit te verstaan van Jesus, is dat hy het nie teruggestaan om getrou te bly aan sy opdrag nie. En ek dink dis een van die belangrike momente om te verstaan in die teksgedeelte, is dat ons elkeen in ons eie lewens, ons eie styl het, ons eie passies en ons eie gawes, en dat ons getrou aan ons opdrag, wanneer ons by 'n belangrike moment in ons lewe kom, getrou aan dit, moet leef dit wat God vir ons in gedagte gehad het. Want die een groot verskil vir ons as gelowiges is dat ons besef dat God het 'n doel met my en jou lewe. En presies sien ons dit met die intog van Jesus, is dat God se uiteindelike doel is om die mens te versoen met God. Sonde is om die doel te mis. As ons regtig na die definisie daarvan gaan, daarna gaan kyk. Wat doen Christus? Hierdie hele Via Dolorosa, die hele pad van kruisiging, is onbelangrik teen die agtergrond daarvan dat God die mens met sonde met hom wil versoen. Maak nie saak die seerkry pad van Jesus nie. So as 'n pa, as God, selfs as 'n moeder, weet God wat met Jesus gaan gebeur. En hy is so ernstig met die versoening, dat hy nie Jesus laat omdraai nie. Soos wat die sweet by my afloop, het ek 'n vermoede dat dieselfde gebeur, wanneer Jesus sy disippels sê, gaan kry die vul, ons gaan instap, die mense gooi die takke, klere op die esel, maar hy weet wat gaan gebeur. En in die proses, dink ek, is daar 5 belangrike goed, wat ek baie graag met julle wil deel, as gelowiges, is dat ons iets van Jesus moet verstaan, om dit van toepassing te maak op onsself. Die eerste tree wat Jesus gee, is eie aan sy identiteit as seun van God, is belangrik om te weet, wie is hy? En ek as jy as gelowiges moet weet, wie is ek voor die Here? Wat is my identiteit? Wat is my gawes? Wat is my passie? Wat is my styl? En eers as ek weet van waar af ek kom, dat ek op die oomblik is om my roeping uit te leef, kan ek die volgende tree begin neem, deur te verstaan, maar wat is die wêreld waarbinne ek my geloof moet uitleef? So die tweede belangrike ding is wat is die konteks? Wat is my roeping? Wie is die mense wat God vir my op my pad geplaas het, om by uit te kom? Want ek dink betekenis is 100% daarvan afhanklik, dat ek verstaan wat is die Here se doel met my in sy lewe. Ek dink die derde moment, wat baie belangrik is, in Jesus se verhaal, is of hy met entoesiasme na sy eie verhaal kyk. Die vraag is of ek en jy met entoesiasme na ons eie roeping, na ons eie gawes, na ons eie bediening kyk. 'n Derde punt, baie belangrike punt, is met hoeveel entoesiasme ons leef, in die oggend opstaan, en wat gee ons energie? Nou, wanneer ons oor God praat ons oor die drie eenheid, praat ons van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En ek dink in 'n groot mate moet ons besef dat die entoesiasme en die energie waarmee ons leef direk afhanklik is van die werking van die Gees in ons eie lewe. Die vierde komponent is eintlik ononderhandelbaar. En dit is die feit dat iewers langs die pad verloor ons traction. Iewers langs die pad verloor ons
moed, ons is onseker of ons met hierdie proses moet aangaan, of ons is onseker of ons regtig in Jerusalem moet ingaan, en dalk die uitdagings wat daar is, gaan aanvat. Ons was nie in die skoene van Jesus nie, ons weet nie wat was die oomblik nie, maar wat ons wel gebeur is, eendag in die pad af na die intog, is Jesus self op die kruis, en dan sê hy, my God, waarom het U my verlaat? En ek dink ons as gelowiges kom ook by daai punte, wanneer ons saam met Jesus instap in ons roeping, dat ons soms wonder of ek die regte man is. Is ek die regte vrou? Is ek goed toegerus, goed genoeg toegerus om my roeping uit te leef? Maar die wonderlike ding gebeur, is in die 5de plek, is wanneer Jesus in Jerusalem is, dat hy geen twyfel oor wat sy rol is teenoor sy medegelowiges, die disippels en in die tempel nie, en dan doen hy die reiniging van die tempel. In die wêreld waarbinne ons leef, het ons die geleentheid om dit wat die Here vir ons gegee het, te gebruik om die samelewing 'n beter plek te maak. En ek wil afsluit met die metafoor van Noag en die duif wat met die olyfblaar tak terugkom. Jesus stap in Jerusalem in om sonde finaal die doodslag te gee. Hy wil mense God versoen. Ek en jy die geleentheid waar ons 'n blaar kan pluk deur ons eie, is 'n lekker blaartjie van hierdie taaibos. Waar ons 'n blaartjie pluk en gaan plant in ander mense se lewens. Ek dink die uitleef van ons gawes en ons roeping is wanneer ons in iemand anders se lewe gaan hoop plant. Die gebeure van die intog in Jerusalem is wanneer God gaan hoop plant in gelowiges se lewe, want hulle sonde word vergewe. Wanneer ek en jy ons pad met die Here kruis, by die kruispad uitkom, dat ons sê, my Here, hier is ek, wat wil jy moet ek doen? Kan ons deur hierdie 5 stappe gaan, ons identiteit ontdek, entoesiasties wees, ons omgewing leer ken, ons bediening leer ken, die mense met wie ons moet praat, erken dat ons soms moedeloos is, maar uiteindelik weet dat ons van God se gees afhanklik is, om nie terug te staan, om by dit wat ons die verskil mee kan maak, te gaan doen nie. So ek sluit hierdie gedeelte vandag af in hierdie wonderlike habitat, iewers op 'n kruispad, iewers op die pad waar ek en jy die kans het om in Jerusalem in te stap, in die Here se saad te gaan saai. Kom ons gaan leef daarmee. Kom ons verstaan onsself, kom ons verstaan wie God is, en kom ons gaan leef in die aangesig van die Here. En ons stap sonder om bang te wees, die pad wat God vir ons beplan het. Amen. Jy het geweet wat voor lê, Here, elke pyn, elke kruis. En tog het jy bly stap na Jerusalem, getrou aan die Vader se huis. Nie teruggedraai, nie gehuiwer, nie weggestap van die pad. Jy het gekies om gehoorsaam te bly, al het die wêreld dit nie verstaan. En nou staan ek hier voor U, met my vrese, met my vrae, maar U roep my nader. Ek stap saam met U, sonder vrees, al weet ek nie wat voor lê nie. U het die pad klaar geloop vir my, nou leef ek vir U alleen. Ek gee my hart, my roeping, my alles, gebruik my Here soos U wil. Ek sal nie terugstaan nie. Ek stap saam met U. Ja. U het geweet wie U is, o koning, seun van God vol van krag. En tog kom ry jy nederig op 'n donkie, stadig en saag. Leer my om te weet wie ek is,
dat ek my gawe sal leef hier en my roeping sal volg met blydskap. Al voel ek soms te swaar, al verloor ek moed langs die pad, die Gees hou my vas. Ek stap saam met U, sonder vrees, al weet ek nie wat voor lê nie. U het die pad klaar geloop vir my, nou leef ek vir U alleen. Ek gee my hart, my roeping, my alles, gebruik my Here soos U wil. Ek sal nie terugstaan nie. Ek stap saam met U. Laat my hoop gaan plant waar daar pyn is. Laat my lig bring in die nag, soos 'n olyftak in gebroke harte. Laat ek lewe met U krag. Ek is hier, Here, stuur my uit na 'n wêreld wat U nodig het. Met elke tree, met elke asem, leef ek net vir U alleen. Ek stap saam met U, sonder vrees, al weet ek nie wat voor lê nie. U het die pad klaar geloop vir my, nou leef ek vir U alleen. Ek gee my hart, my roeping, my alles, gebruik my Here soos U wil. Ek sal nie terugstaan nie. Ek stap saam met U, sonder vrees, al weet ek nie wat voor lê nie. U het die pad klaar geloop vir my, nou leef ek vir U alleen. Ek gee my hart, my roeping, my alles, gebruik my Here soos U wil. Ek sal nie terugstaan nie. Ek stap saam met U.